Goeiedag en baie welkom by Boekevat. Ons lees uit Matteus 21, Matteus 24 en 'n stukkie uit Galasiërs uit. Matteus 21 vers 43. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal lewer. Matteus 24 vers 1 en 2. Jesus het uitgegaan en was besig om van die tempelterrein weg te beweeg. Sy disippels het nader gekom om sy aandag op die tempelgeboue te vestig, maar hy sê vir hulle: sien julle al hierdie geboue? Amen, ek sê vir julle, hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. En dan Galasiërs 3 vers 28 en 29. Daar is nou nie meer Jood of Griek nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik of vroulik nie, want julle almal is een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en ooreenkomstig die belofte erfgename. In Matteus 21 en 24 dan konfronteer Jesus die Joodse leierskap met twee kragtige waarhede. Die koninkryk van God word van hulle weggeneem en die tempel sal totaal afgebreek word. Hoor mooi, dis vir die Joodse leierskap, vir die volk van Israel waar daar gebly het, wat God dit sê. Hierdie woorde van Jesus is nie net profesie nie, maar oordeel. En is 'n aanwysing dat God se verbondswerk nie meer gebind is aan 'n spesifieke volk, plek, gebou, nasie of 'n staat nie. Baie Christene glo vandag nog dat die etniese volk Israel 'n spesiale rol het in God se plan, dat hulle tempel herstel moet word en dat hulle die erfgename van die belofte is. Maar die Nuwe Testament spreek dit direk teen. In Galasiërs leer Paulus dat diegene wat aan Christus behoort, hulle is die ware nageslag van Abraham. Dis nie 'n etniese afkoms nie, maar geloof in Jesus wat bepaal wie deel het aan die verbond. God gee die grense van sy volk uitgebrei na alle nasies toe. Hy het dit groter gemaak. Hy het 'n nuwe volk gevorm uit Jood en nie-Jood, uit Afrikaner, verenig in Christus wat die vrugte van geloof dra. Uit elke volk en taal en stam en nasie. Toe Jesus sê die tempel sal nie bly nie, dat die koninkryk aan 'n ander volk gegee sal word, wys hy daarop dat die ou bedeling verby is. Christus self is nou die ware tempel en sy kerk is die lewende gebou waarin God woon. Nie meer 'n gebou in Israel en Jerusalem ergens nie. Moenie die fout maak om te dink dat die Israel wat jy vandag sien op 'n manier God se volk is nie. Dis 'n idee wat meer as 500 jaar al deur gereformeerde kerke afgewys is. Dis nie eens 'n nuwe ding hierdie nie. As jy 'n gereformeerde Christen is, dan glo jy nie in hierdie goed nie. Jy is die ware nageslag van Abraham, 'n burger van sy koninkryk en 'n lewende steen in God se tempel. Dra die vrug van hierdie wêreld met blydskap en nederigheid en moenie dink jy moet een of ander staat of volk aan die ander kant van die aarde ondersteun net omdat iemand eendag gesê het hulle was die volk van God nie. Kom ons bid saam. Heilige God, ons loof U vir die voorreg dat U ook vir ons deel gemaak het van die volk en dat U volk en die nasie en die mense wat geroep is na U hart, die nageslag van Abraham, niks te doen het met die land waarin ek bly, die volk waarin ek gebore is, die taal wat ek praat nie, dit hang enkel en eenvoudig af vir Jesus of ek U volg of nie. Ons bid dat U waarheid en geregtigheid sal dit geskied in elke volk, in elke nasie en elke taal. Ons bid dat U vrede sal herstel en ons bid Jesus dat bo alles U vereer sal word. Amen. Ek hoop jy het 'n pragtige dag. Totsiens.